AfriForum vra dat president Cyril Ramaphosa openlik die sing van die lied Kill the Boer moet veroordeel en indiensneming neem met 0,1% toe. Goeiedag, dit is vandag die 25ste Maart. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Die burgerregteorganisasie AfriForum het president Cyril Ramaphosa versoek om openlik die sing van die lied Kill the Boer te veroordeel, wat weer op Menseregtedag deur die leier van die EFF, Julius Malema, en ondersteuners van die party gesing is. Die organisasie voer aan dat die president se veroordeling van hierdie tipe uitlatings 'n belangrike stap in die verbetering van rasseverhoudinge en tot voordeel van alle landsburgers se veiligheid is. AfriForum het die regering ook versoek om plaasmoorde tot 'n prioriteitsmisdaad te verklaar, soos ander misdade, en om samewerking met gemeenskapsveiligheidsstrukture te versterk. Die organisasie het Ramaphosa se stilswye oor hierdie aangeleentheid gekritiseer, wat volgens hulle die idee bevorder dat hy meer bekommerd is oor die EFF as om minderheidsgemeenskappe te beskerm. Statistiek Suid-Afrika het bekend gemaak dat die totale indiensneming in die land met 0,1% op 'n kwartaalgrondslag in Desember 2024 toegeneem het. Dit verteenwoordig 12.000 werksgeleenthede om die totale aantal mense wat permanent in diens geneem is op byna 11 miljoen eerder te staan te bring. Terwyl die meeste werksgeleenthede in die mynbousektor verlore gegaan het, is die meeste werksgeleenthede in die handelssektor geskep. Op 'n jaargrondslag het die totale aantal werksgeleenthede met 0,8% afgeneem, wat 91.000 werksgeleenthede verteenwoordig. Die minister van Polisie, Senzo Mchunu, sê dat daar 16.012 aktiewe sake ondersoek word van gevalle waar verhoorafwagtendes nie opgedaag het vir hulle verhore nie. In antwoord op 'n parlementêre vraag deur die DA het Mchunu gesê dat daar meer as 4.500 sake is wat ouer is as 5 jaar. Die minister het nie besonderhede gegee oor die klagtes waarop die verdagtes tereggestaan het toe hulle borgtogvoorwaardes verbreek is nie, en of hulle van geweldsmisdade verdink word nie. En die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, het 'n besprekingsdokument vir 'n sogenaamde transformasiefonds bekendgestel. Volgens die VF+ se woordvoerder oor handel en nywerheid, Dr. Wynand Boshoff, herinner die fonds aan die Romeinse Kerk se verkoop van aflaatbriewe in die 15de eeu. Hy sê die indruk is eerder dat die staat se inkomste weens korrupsie en wanbesteding nie met sy uitgawes tred hou nie, en daarom word die private sektor nou weer eens op sy vermeende historiese skuld gewys. Dit aan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy saam gekyk het. Onthou om ons te gaan volg op ons sosiale media kanale om op hoogte te bly oor die jongste nuus. Van my kant af, totsiens.